Vandag is donderdag 13 Augustus. Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is Lukas 18 vers 18 tot 23. Ek wil jou graag nooi om saam met my 'n kers aan te steek, tot rus te kom en in hierdie oomblik doelbewus te draai na God wat ons inwag, wat teenwoordig is en wat in ons tuis is. Haal lekker diep asem en met elke asemteug herinner jouself daaraan dat God in jou tuis is. Wanneer jy uitblaas, gee sommer net die gedagtes en die emosies, alles wat voorop by jou is vir die Here. En doen dit 'n paar keer totdat jy kan voel jy rustig raak en in die oomblik teenwoordig is. Lukas 18 vers 18 uit die 2020 vertaling. 'n sekere maghebber het hom gevra: "Goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf?" Jesus het hom geantwoord: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, en dit is God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies lewer nie. Eer jou vader en jou moeder." Hy antwoord: "Dit alles het ek van jongs af nagekom." Toe Jesus dit hoor, sê hy vir die man: "Een ding ontbreek jou nog. Verkoop alles wat jy het en deel dit onder die armes uit, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy, kom hier, volg my." Toe die man dit egter hoor, het hy bedroef geword, want hy was skatryk. Wat is dit wat die verhaal vandag in jou losmaak? Watter denke kom los en vertoef vir 'n oomblik sommer net met dit by die Here? Die ryk jong man kom na Jesus toe met 'n baie opregte vraag. "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Hy het baie dinge reg gekry. Hy het die gebooie van sy jong dae af onderhou. Van buite af is hy voorbeeldig. Ons sou kon sê, hy is iemand wat met die Here en met die kerk groot geword het. Maar Jesus kyk dan dieper as sy uiterlike gehoorsaamheid, en hy gaan vra vir hom om alles wat hy het te verkoop en dit aan die armes te gee en hom dan te volg. Dit maak die jongman lees ons hartseer, want hy was ryk. Dit beteken hy gaan 'n klomp goed wat hy het moet weggee. Watter gevoel los hierdie gedagte by jou? Dink vir 'n oomblik bidtend hieroor na.
Jesus het nie noodwendig gesê dat besittings op sigself sonde is of verkeerd is nie. Hy het die ding wat die jong man se hart vasgehou het wel aangeraak. En ek dink dis waar die belangrike in die verhaal is. Wat het sy hart vasgehou? Sy rykdom het vir hom belangriker geword as om Jesus volkome te volg, Jesus volkome te vertrou. En dit bring mens by 'n ander vraag. Die vraag is, wat is dit waaraan ek so vasklou, wat my verhinder om Jesus met my hele lewe te vertrou en te volg? Kan ek dit maar weer vra? Wat is daai ding in my eie lewe wat ek kan vashou, wat verhinder dat ek Jesus ten volle, heelhartig vertrou en volg? Dit kan geld wees, dit kan status wees, mag of beheer, verhoudings, 'n droom, bitterheid of selfs mens eie planne. Soms vra ons vir God om ons te seën, maar ons vergeet wat hy van ons vra, is 'n lewende verhouding waarin ons onsself vir hom gee. Jesus nooi ons nie om maar net godsdienstig te wees nie. Hy nooi ons om ons hart vir hom te gee. Die hart van disippelskap is nie, hoeveel kan ek behou nie. Die hart van disippelskap is om met oop hande myself en my alles vir God te gee. Wanneer Jesus iets van ons vra, is dit nie om ons lewe armer te maak nie. Hy wil ons juis bevry om hom meer volledig te vertrou. Wat beteken die gedagtes vir jou vandag? Dink daaroor en praat eerlik met die Here hieroor. Here Jesus, U ken my hart beter as wat ek myself ken. Wys my waarin ek vashou, wat tussen my en U staan. En kom gee my die moed om dit aan U oor te gee, selfs wanneer dit moeilik is. Help my om nie my sekuriteit in besittings of in mense of in my eie planne te vind nie, maar in U. Leer my om U bo alles lief te hê en te volg. Dankie dat U my nie veroordeel wanneer U my uitdaag nie, maar my elke keer net nader roep aan U self. Amen.